hear my prayer. Hoi, ek is Martin Strydom, ek is 'n NTK student en ek wil graag met julle my getuienis deel vandag. Ek het die 11de Julie 2009 sal ek nooit vergeet nie wat God regtig my lewe kom verander het. Was genooi na 'n geleentheid toe hier in Rustenburg en ek het weggestap daai middag en kan presies onthou wat het gebeur tot vandag toe. My hele lewe het verander en ek was nooit vir dieselfde nie en ek het egter geweet iets binne my het verander want ek wou dadelik huis toe gaan, ek wou dadelik gaan Bybel lees en ek het dadelik my lewe verander. My lewe het dadelik 180 grade ander rigting ingeslaan en ek het begin kerke besoek en bietjie gekyk waartoe kan ek gaan en ek het opgeëindig by Agapai Kerk van die Nasarener. En ek het egter gevoel daar is 'n roeping op my lewe en ek het nie geweet wat om te doen daarmee nie en ek het so 'n bietjie met verskillende mense gaan praat daaroor en so het ek op 'n punt gekom dat ek besef het dat ek moet inskakel by NTK en laat daar 'n groter roeping op my lewe is dat God regtig vir my geroep het. Ek het altyd gehakkel op skool en ek kon nooit praat nie en so het God op daai spesifieke dag waar ek net sy woord verkondig en verkondig wat hy in my lewe gedoen het en so ek ander mense se lewens kan aanraak daardeur. Ek het deur die 4 jaar wat ek nou besig is om te studeer, ek regtig op 'n plek al gekom en ek gesê het, maar is ek regtig geroep? En God het vir my 2 Timoteus 4 vers 2 wat hy vir my gegee het, verkondig die woord van God. Hou daarmee vol of die tyd daarvoor geleë is of nie. En as ek 'n bietjie verder afgaan na vers 5 toe, moenie bang wees om vir Here te ly nie. Werk daaraan om ander na Christus te bring. Voltooi die bediening wat God jou gegee het. En ek glo absoluut God het groot dinge vir my in plek en ek wil net Jesus voor oë hou en ek glo absoluut daar is 'n groter doel met alles. Dag, ek wil net kortliks met julle praat oor my roeping. My naam is Webster en dit was in die jaar 2009 wat die Here 'n roeping oor my lewe begin spreek het. 'n Pel van my wat onderwys swat bel my en hy sê, wil ek nie saam hom gaan koffie drink en hy sê vir my, hoekom studeer ek nie onderwys nie? Ek sê het op daai stadium dat nee, ek voel nie dis die ding wat ek moet doen nie, ek kan myself nie as onderwyser sien nie. En dit dae laat letterlik die volgende week loop ek een van my hoërskoolonderwyser geraak in Spar. Vra vir my, hoe gaan dit met my, wat maak ek met my lewe? En ek sê toe vir waar ek gewerk het op daai stadium. En sy sê, maar sy wil net vir my sê dat daar is 'n student, daar's 'n paar student onderwysposte oop by my hoërskool, my gewese hoërskool. Sou ek belangstel, moet ek al voor die einde van daardie week laat weet. En ook vir haar gesê, ek sal so maak, maar nie regtig dit aanvaar as my eie nie. Nee, 'n paar dae daarna, letterlik 'n paar dae daarna, is ek een Sondagoggend by die kerk en een van die tannies vra vir my dat een van haar vriendinne is 'n hoof by 'n skool. En die wil nou net weet wat is my salaris op die stadium, want hulle wil graag hê of ek nie daar kan gaan werk by die skool nie. En ek sê toe nee, ek werk baie lekker waar ek werk en alles, dankie. En een van die ooms in ons gemeente gee op 'n stadium vir my 'n teksvers. En hy sê dat die Here lê dit op sy hart om dit vir my te gee. En dit gaan oor die stuk waar hy vir my sê dat ons nie dit wat die ouderlinge oor jou lewe gespreek het moet verontagsaam nie. Tyd gaan verby en toe ek weer hoor te praat hulle dat NTK gaan oopmaak in die Rustenburg tak by Agapai gemeente. Ek raak toe vir die eerste keer stil daaroor. En dis toe wat ek gevoel het dat dit wat al die mense in my lewe gespreek het en laat NTK op baie stadium oopmaak, het ek toe die twee by mekaar gesit en gevoel het dat die Here het my dalk geroep om met mense te praat, maar nie noodwendig in 'n onderwysrigting nie, maar wel in die, as ek dit so kan stel, die teologiese rigting. Daar het ek toe ingeskryf by NTK en 3 jaar later is ek sterk op pad na wat ek glo die Here se wil is vir my lewe.